het dit ook maar so in die begin, nadat die nuwe hout nou maar ingelaat, dan is die so vir 'n rukkie, so vir 'n maand amper, is die hout, bietjie klammerig, maar nou, meng mens nou maar so in met die droë hout, jy moes nou 'n paar stukkies van die droë hout oor, dan meng mens so deur mekaar, en dan uiteindelik, as jy hout moes nou mooi uitgeweet, lekker droog, en dan steek jy hom al 'n klein stukkie blits aan. Nou, hy vertel vir my nou die aand, het hy toe nou by die winkelhout gekoop, en dan jy weet, as jy die winkelhout koop, ongelukkig is dit nou die realiteit, dan sukkel jy om hy vuur in die brand te kry, want die winkelhout het ek nog nooit gekry dat hy droog is, so jy moet maar 'n paar stukkies blits insit, en dan moet jy maar alles doen wat moontlik is om jou vuurtjie lekker aan die brand te hou. Nou so het hy toe nou ook van die winkelhout, dat hy nog gepak daar so, en dis mooi stompies man, dit lyk mooi droog, en blyk mooi reg, en so probeer hy toe nou die goed aansteek, jy weet, ek dink, eers steek hy toe die eerste stukkie blits aan, weet ordentlike stukkie, hy weet mos nou, dis winkelhout, en nou ja, hy het 'n mooi stapeltjie gepak, maar daai stukkie blits, so 10 minute later, het is daai stukkie blits nou uitgebrand, en toe sit hy maar nou 'n nuwe stukkie blits in, maar jy weet, dis nog in die begin van die aand, so, vroulief is nog nie kwaai met jou, omdat jy nog nie vuur gemaak het nie, sy sien ook daarom jy die hout is nou 'n bietjie klammerig, so sy gee nou nie om nie, maar nou sit hy die tweede stukkie in, en weer 10 minute of lang, afhangende hoe lang die stukkie blits braai, as hy maar weer dood, en die vuur brand nog steeds, so nou begin jy nou, bietjie nou, want so sit jy die derde stukkie blits in, en so, brand jy 'n stukkie blits nou lekker, en dan, blaas jy mos nou so bietjie, blaas jy hom aan, dan kom jy ook later agter, met die bietjie blaas is ook nou nie genoeg nie, maar nou, vertel nou, hy het nou ongelukkig nie, weet, 'n blaasertjie, of 'n windpompie, of enigiets van daai aard, hy moet nou maar blaas met sy mond, jy weet, en so is het ook maar so, as jy baie blaas met jou mond, en jy moet so afbuk, dan begin jou kop ook selfs 'n bietjie draai later, so, dit werk toe nog glad nie, en later toe vat hy nou 'n boek, en nou wap hy die boek so op en af, om bietjie weet die vuur aan te wakker, maar dit wil toe ook nie werk, en nou sit al amper, weet 45 minute wat hy nou al sukkel, om die vuur in die brand te kry, en vroulief is, begin ook nou wonder, sê nou, wanneer braai jy nou, wanneer steek jy nou die ding in die gang, nou sê, maar hy doen nou sy best om die vuur in die gang te kry, en dis toe hy nou alles probeer het, en hy het nou niks meer, wat hy nou kan gebruik, en toe besluit hy, maar goed, hy het mis daarom 'n haardroër, daar binne, en vroulief het mis daar 'n haardroër, hy het sulke mooie, langerige hare, wat baie smart lyk, so, en hy is 'n netjiese man, en hy gehaal toe nou sy haardroër, en nou ken jy mos sy haardroër, jy weet, hy sit hom nou aan, en so begin blaas, hy nou die vuur met die haardroër, maar haardroër is nou nie 'n wye spektrum nie, hy is maar gekoncentreerd, so 'n stukkie, so, nou blaas hy met die haardroër hier so, in die middel van die vuur, nou begin hy nou daar te brand, maar nou, sukkel hy, maar jy weet, as hy die haardroër afsit, dan gaan die vuur dood, en dan wil hy nie brand nie, dan sit hy nou maar weer die haardroër aan, dan blaas hy nou bietjie in die linkerkant, maar dan gaan hy nou weer in die middel dood, maar dis ons hy nou vertel, dan blaas hy nou weer in die middel, tot dit nou weer daar brand, en dan blaas hy nou weer rechts, dat die vuurtjie nou daar in die gang, man, hy ding gaan so heen en weer, en ek dink dit was seker nog 'n 15 minute, of langer dalk, wat hy het sukkel om sy vuur met die haardroër in die gang te kry, maar hy hou nie op, die haardroër moet jy ook maar versigtig wees, as jy hom te lang gebruik, dan blaas hy op die ouend, nou, so het hy dan toe uiteindelik die vuur so stuk aan die gang gekry, en baie tevrede, jy weet, braai die hout, en ja, later is het daar nou, weet die koole is daar, en hy braai sy vleisie, en natuurlijk is nou klaar, en hy gaan klaar gebraai, lekker geëet en al, nou gaan bær hy ook nou sy haardroër daar in sy kamer, daar op sy plek. Volgende oggend, soos hy nou maar maak, in die oggend as hy opstaan, een van die eerste dinge wat hy doen, is hy vat 'n lekker stort, en weet jy, borstel jou tande en al daai goed, na jy nou ontbyt geëet het, en dis toe nou tyd dat hy nou sy hare moet gaan droogblaas, en hy sit ook toe nie die haardroër skakel het nou aan, nou blaas hy sy hare droog, die selfde haardroër wat hoe gister aan, die hout vuur moes aan die gang kry, die hout moes droogblaas, nou blaas hy, weet, mooi netjies, hy sien nou, maar soos hy nou blaas, nou begin ryk hy, maar hier staan nou iets wat ryk soos gister aan sy braai, maar hy sit nou nie dadelijk 2 en 2 met mekaar nie, nou gaan hy maar aan met sy hare, en toe nou later aan, toe kom hy nou agter met die reuk van die rook by die braai word nou al sterker en sterker, en nou begin het later sy kamer vol maak, die hele reuk, en so kyk hy toe nou die braaier, en hy ryk maar so daar in sy kamer, toe besef hy nou, maar gids, dit is dan nou die rook van gister aand,
wat hy nou die vuur mee weet, aan die gang probeer kry het, wat nou binne in sy haardroër ingetrek het. En daar ruik hy toe nou, hy in die kamer en natuurlik die beddegoed, al die goed ruik toe na gisteraand se braai. Hy sê hy het weer baie lus gekry vir gisteraand se braai, maar ongelukkig moes hy toe nou maar die haardroër nou maar laat loop, dat hy van die stink rookreuk ontslae kon raak, hy moes maar weer sy hare gaan was, en toe uiteindelik na gesukkel, toe kon hy dan sy hare weer droog maak. So ek wil vir jou sê, wees maar versigtig, dat jy nie jou haardroër nodig het, om jou vuur in die gang te blaas het. Dis dalk 'n goeie plan gewees, maar op die ouens is die volgende oggend nie 'n goeie idee gewees nie. So kry maar vir jou daai ou blaaspompie, of kyk maar vir jou hout droog is, of iets in daai lyn, dan gaan dit baie makliker wees. So ja, buurman, dankie vir die storie. Ek het dit vreeslik geniet toe hy het vir my vertel het.